Johannes 6, dis op bladsy 131 in die Nuwe Testament. Kom ons sluit net die oë. Here, vir die gawe van die woord, sê ons vir baie dankie. En dankie Here, dat ons ook met hierdie woord kan besig wees. Dankie dat ons ook met die woord in 'n ontdekkingsreis kan gaan. En dankie dat ons U ook elke dag opnuut ontdek in U woord. Kom ook vanmôre Here en gebruik hierdie woord vormend in ons lewe. Kom ook vanmôre Here met hierdie woord en wys ook U hart vir ons. Vir ons as U gemeente wat U soek, vir ons as U kinders wat saam met U op weg wil wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die boodskap vandag kom uit 70 verse, maar ek gaan nie al 70 lees nie. Ek gaan U op 'n voelvlug deur Johannes 6 vat, maar ek wil U asseblief uitnooi om die hele Johannes 6 te gaan lees. Saam met die video vandag gaan ek so preekstudie uitstuur, wat ek saamgestel het met die hele preekse gedagtes so op 'n kaart by mekaar wat julle dan kan gebruik om ook bietjie vir Johannes 6 te herontdek. Julle sal agterkom met die Bybelstudies en die beelde en die goed wat ek gebruik, probeer ek so bietjie U help om net tot die agtergrond van die teks te kan kom sê, okay, nou verstaan ek ook so bietjie beter. Hierdie prentjie wat ek hier het, sal julle sien, ek het vir kunsmatige intelligensie 'n vraag gevra deur vir hom te sê, teken vir my hoe jy Johannes 6 aan iemand sal verduidelik. Nou, dis nou bietjie lig hier by ons en die een dataprojektor is nou nie so skerp soos die ander een nie, maar ons gaan ook nou nie laat dit vir ons plan nie. Julle sal sien dat die Jesus figuur staan met die brood en die vis, hy lyk soos 'n juggler. Jy weet die ou by die sirkus wat hy juggle mos die balle of hy kegels. Want as ons in Johannes 6 gaan kyk, dan wil dit voorkom asof die mense Jesus gevolg het vir die vermaak en die oulikheid. As julle mooi kyk in hierdie gedeelte, sal julle sien in die agterkant is daar ouens wat wegloop, want hulle in Johannes 6 word hulle gekonfronteer met 'n paar goed waarvan hulle glad nie hou nie. Maar Jesus steur hom nie daar nie. In Johannes 2 sê hy al reeds van tevore, hy weet in elk geval hoe mense is. Hy steur hom nie regtig aan mense se reaksie nie, want hy weet hoe mense is. Want, dis belangrik om raak te sien, Jesus het 'n groot gevolg gehad. Hoekom? Wat gaan die volgende doen? Wat is die volgende wat hy gaan doen? Johannes 6 is in 'n paar hoofstukke opgedeel. 6 vers 1 tot 15 handel oor die voeding van die 5000 mense. Dit herinner sterk aan God se voorsiening van die manna in die woestyn in Eksodus 16. Die skare wil hom koning maak, maar Jesus onttrek, want dit wys dat geloof nie op wonderwerke, dat geloof wat op wonderwerke gebaseer is, oppervlakkig is. Dis belangrik om dit raak te sien. Dan kry ons Jesus wat op die see loop, kort na die vermeerdering van die brood. Hy antwoord deur vir hulle te sê, dit is ek. Toe hulle vra, wie is dit? Hulle is bang. So dit ego die Ou Testamentiese openbaring van wie God is. Met ander woorde, dit beklemtoon Christus se goddelike natuur, die woorde dat hy sê, ek is. Want onthou, hulle sou die Griekse vertaling van die Ou Testament, die Septuagint, geken het, en reg deur die Bybel, waar God dan aan Moses en sy volk verskyn met die woorde, ek is, in die Grieks, sou dan dieselfde woorde gewees het wat Johannes gebruik het om Jesus uit te druk waar hy op die water loop, waar hy die volk te midde van sy krisis kom ontmoet, waar hy sy disippels te midde van hulle krisis ontmoet met die woorde, ek is. So hy sê vir hulle iets baie fyn wat julle moet raak sien, want iets wat jy in Johannes moet raak sien is, Johannes skryf sy evangelie
met die Ou Testament as agtergrond en wegspringplek, want baie van die merkers in die Ou Testament is weer in Johannes Evangelie ook sigbaar. Dan 6 vers 22 tot 40 verklaar Jesus, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Nou verskuif hy die fokus van fisiese brood na homself as die brood wat die ewige lewe gee. Geloof in hom, nie in sy werke nie, is die sleutel om te verstaan. Johannes 6 vers 41 tot 59, die Jode murmureer nou, soos Israel in die woestyn. Jesus praat van sy vlees gee om te eet en sy bloed om te drink. 'n duidelike heenwysing na sy dood aan die kruis en die nagmaal. Dit gaan oor geestelike gemeenskap deur geloof, nie letterlike kannibalisme nie. Hy is beter as die ou manna wat in die woestyn vir die volk gegee is. En wie in hom glo, wie hom eet, dit is hulle wat sal lewe. En dan Johannes 6 vers 60 tot 71, baie disippels loop weg, omdat die woorde vir hulle te hard is. En Jesus vra toe vir die 12, wil julle nie dan ook maar weggaan nie? En Petrus antwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. En die hartseer daarvan is, Judas is in hy skare en Judas sou hom later verraai. So ons sien hier 'n heenwysing uit Johannes 6, 'n verwysing na iets. Jesus is nie net die voorsiener vir dit wat nodig is om te lewe nie, hy is die lewe. Geloof is nie net sien nie, dit is vertroue en oorgawe. Disippelskap is nie maklik nie, dit vra volharding. Kom ons lees nou Johannes 6 vanaf vers 41. Die Jode het gemor omdat Jesus gesê het, ek is die brood wat uit die hemel gekom het. Hulle het gesê, is dit dan nie Jesus die seun van Josefie? Ons ken mos sy pa, hoe kan hy nou sê, ek kom uit die hemel? Jesus sê toe vir hulle, moenie so onder mekaar mor nie. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie na my toe trek nie, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood uit laat opstaan. By een van die profete staan daar mos geskrywe, en hulle sal almal mense wees wat deur God geleer is. Elkeen wat na die Vader geluister en van hom geleer het, kom na my toe. Dit wil nie sê dat niemand anders al die Vader gesien het nie, net hy wat van God afkom, hy het die Vader gesien. Dit verseker ek julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood wat lewe gee. Julle voorouers het in die woestyn manna geëet en hulle het tog gesterwe. Maar hier is die brood wat uit die hemel kom, sodat 'n mens daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe, en die brood wat ek gee, is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe. Die Jode het toe onder mekaar begin stry en gesê, hoe kan hy sy liggaam gee vir ons om te eet? Maar Jesus sê vir hulle, dit verseker ek julle, as julle nie die liggaam van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood uit laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur hom lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Hierdie brood wat uit die hemel gekom het, is nie soos die manna wat julle voorouers geëet nie. Hulle het geëet en tog gesterwe. Wie hierdie brood eet, sal ewig lewe. Dit het Jesus gesê toe hy die mense in die sinagoge in Kapernaum geleer het. Toe hulle dit hoor, het baie van Jesus se disippels gesê, wat hy nou sê is dan te erg. Wie kan daaraan gehoor gee? Jesus het self geweet dat sy disippels hieroor mor en hy sê vir hulle, skrik dit julle af? Wat dan nog as julle na die seun van die mens sien waar hy opvaar, na waar hy vroeër was? Dit is die gees wat iemand lewend maak, die mens self kan dit nie doen nie. Wat ek vir julle gesê het, kom van die gees en gee lewe, maar daar is party van julle wat nie in my glo nie. Jesus het immers van die begin af geweet wie dit is wat nie glo nie, en wie dit is wat hom sou verraai. Verder het hy gesê, daarom het ek vir julle gesê, niemand kan na my toe kom as die Vader dit nie aan hom gegee het nie. Hieroor het baie van sy disippels omgedraai en huis toe gegaan en nie meer saam met hom gegaan nie. Toe vra Jesus vir die 12, wil julle nie dan ook maar eerder weggaan nie? Simon antwoord hom, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat die lewe gee, en ons glo vas en ons weet dat U die heilige God is.
Jesus het daarop vir hulle gesê, het ek dan nie self die 12 uitgekies nie, en een van julle is 'n duiwel. Hy het Judas, die seun van Simon Iskariot bedoel, want hy sou hom verraai, hy wat een van die 12 was. Wat vir my so kosbaar is in hierdie gedeelte is om raak te sien, dat Jesus eintlik hier drastiese goed sê, wat die mense eintlik heel verward laat. Maar Jesus kom met hierdie gedeelte, en skei hy eintlik die kaf van die koring. Jesus kom en hy trek God se sif deur die volgelinge. Hy kom sif wie regtig daar is, en wie net daar is, mag ek sê, vir die perks. As ons in hierdie Johannes 6 gedeelte gaan lees, dan lees ons Jesus gee 5000 mense kos, daarna loop hy op die water, en voordat hy met hierdie debat begin, vra daar weer 'n klomp mense vir hom, wat 'n wonderteken kan u vir ons doen, sodat ons kan glo? Wat nog het jy nodig? Hy gee 5000 mense kos, mans alleen, met 5 brode en 2 visse. Dan kom hulle na hom toe en sê, okay, wat is die volgende episode van hierdie vermaaklikheidsseepie wat ons kyk? Asof Jesus soos 'n harlekyn gereed moet staan om te vermaak na elkeen se smaak en wil en begeerte, want dit gaan bepaal of ons dan nou glo of nie. Wat meer is 'n doop het ons nodig om vir ons te vertel wie God is? Wat meer is die nagmaal het ons nodig? Jesus kom en hy sê vir hulle, okay, bygesê, as iemand nou vir my kom sê, jy moet my liggaam eet en my bloed drink, dan gaan ek ook dalk dink, ek sal ook dalk effe skepties staan. Maar dit wys oor die geslotenheid van hulle gedagtes. Die Here Jesus is met elke wonderwerk wat hy doen, probeer hy vir sy kinders iets leer, probeer hy hulle gedagtes oopsluit. En sê, julle is so vasgevang in die tasbare, dat julle my eintlik mis. Die Griekse woord skleros, is eintlik 'n gedeelte wat vir ons help om hierdie redenasie van die Here Jesus te verstaan. Hierdie gedeelte Johannes 6 vers 60 tot 71 staan eintlik bekend as een van die skokopenbarings wat Jesus gemaak het. Hierdie ouens het so ver gegaan om te sê, dit wat hy nou sê, is 'n stapie te ver. Ek is jammer. As hy nie gaan toertjies doen nie, stel ek nie belang nie, want dit wat hy sê, gaan my geensins beïndruk nie. En die helfte van hulle loop. Hierdie hoofstuk openbaar vir ons juis 'n paar dinge. Is ek nou vanmôre vir John en Jane vra, hoekom het ons gedoop? Omdat ons dit moet doen? Omdat ons wil doen? Omdat ons gelei voel daaroor? Of omdat dit die regte ding is om te doen? Ek gaan julle nie nou op die spot sit nie, ons het ons gesprekke gehad daar in die studeerkamer, ek weet, julle weet hoekom julle dit gedoen het. Maar hierdie gedeelte ontbloot eintlik die, wat is nou 'n mooi woord? Ek kan nie lighartig, die oppervlakkigheid, daar is 'n mooi woord. Hy openbaar 'n oppervlakkigheid van die mense. Mense soek Jesus net vir die voordele. Wanneer ons met sy logika, sy skokuitlatings geopenbaar word, dan sukkel ons met hierdie waarhede. Want sien, nou begin dit ons logika uitdaag. Nou sê Jesus, julle is geskok oor wat ek sê. Ek gaan nog doodgaan, ek gaan uit die dood uit opstaan en dan nog hemel toe vaar. Wat gaan julle dan maak? As my woorde julle nou al sif, as ek nou regtig toertjies doen, wat gaan julle dan doen? As die dinge nou begin regtig raak? Want sien, wanneer geloof moeilik raak, dan val 'n klomp mense weg. Wanneer geloof my begin forceer om te dink,
Wanneer geloof my uitdaag om in my eie lewe te kyk en God in my eie lewe te begin soek, wanneer dit nou nie vir my pas nie. Maar ware disippels bly, selfs wanneer hulle nie alles verstaan nie. As skleros jou nie afsit nie, dan bly jy. En kom ons wees maar eerlik met mekaar, dit wat die Here Jesus hier sê, is harde woorde. Hy sê eintlik vir jou, as die Vader jou nie na my toe gestuur het nie, gaan jy nie hierdie snap nie. As die Vader nie die geloof in jou hart gelê het nie, as jy nie hierdie regtig soek nie, as dit nie begeerte vir jou is nie, as dit nie is waar volgens jou lewe werklik wil leef nie, gaan by jou verbygaan. As hierdie die on the side is, gaan jy die effek en die waarde van die evangelie mis in jou lewe. Dis nie 'n byvoeging tot jou lewe nie, dit moet jou lewe wees. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie ander dinge sal in jou gegee word. Met ander woorde, beywer jou primêr vir God se koninkryk. Die res sal self bykom. Ons kan nie kinders van God wees vir die byvoordeel nie. Nee, wat, ek kan maak wat ek wil die week, Sondag maak ons gou alles reg en Maandag gaan ons dan nou weer aan nie. Dis bietjie oppervlakkig. Of ons kan nie net kerk toe gaan as die dominee die lekker goed te sê nie, en as ek bietjie moet dink oor wat die dominee sê, dan sit hy nou meer lekker nie. Of as ek dalk bietjie selfondersoek moet gaan doen in my eie lewe, dan is dit nie nou meer lekker nie. Of as die dominee dalk, nie die dominee of die Bybel dalk vir my en vir die dominee sê, kykie, julle het werk om te doen. Julle is nie op standaard nie. Nee, nou is dit dan te erg. Nee, nou is dit te ver. En sien die motief van die hart word hier geondersoek. Hoekom is jy hier? Hoekom sê jy ek glo? Hoekom godsdiens? Want ons kan nie sê dis vanweë 'n gebrek aan keuse nie, want daar is nou al 'n wye verskeidenheid om van te kies, so dit kan nie keuse wees nie. Maar ek moet besluit, of alles of niks. Selfs die skleros, dit ook. Selfs daai uitdaging wat die Here vir my sê, leef in vrede met almal rondom jou. Ja, ek moet selfs positief daarop reageer. Of as die Here vir my sê, as jou broer iets teen jou het, gaan jy en gaan maak jy vrede. Moenie jy agteroor sit, nee maar, hy het nou nog nie gekom nie, gaan jy. Hy gaan so ver om te sê, los jou offer by die altaar, los hom daar. Los hom daar, gaan maak vrede en dan bring jou offer, want dan bring jy het in die regte gesindheid, dan bring jy het in die regte hart. Ja, en selfs is die lewe hoe moeilik, onverstaanbaar, onverklaarbaar, so onregverdig is net te sê, Here, ek weet nie hoekom ek hier deurgaan nie, maar ek hou aan U vas, want ek het nie ander keuse nie. Want U is al wat ek het. Want om te lewe is Christus, en om te sterwe is wins. Wie kies om in homself te sterf? Want dit beteken dat ek myself behoud moet prys gee. Nie ek nie, maar U. Is nogal baie gevra, nee. Klink bietjie skleros, ons is nou te ver. Bietjie banaal. Hy kan hom seker nie dit van my verwag hê. Regtig. Nee, kom ons kyk eerder of daar nie 'n nuwe toertjie is wat ons kan laat glo nie. Is daar nie ietsie ligs, 'n stukkie vermaak nie?
Ons vat eerder dit, want dis die lekker goedjies. Here, ons gaan net glo as ons sien. Geseënd is die wat glo, al het hulle nie gesien nie. So, Petrus wil julle span nie ook maar omdraai nie. Ek meen, die ander het nou al klaar geloop, julle kan net so wel loop, kom ons maak het maklik. En ek dink Petrus verf hom eintlik vierkantig in 'n hoek vas. Ek dink die Petrus het die idee gehad wat hy sê nie. Ek dink hoegenaamd nie so nie. En ek dink hy het die implikasie besef wat hy hier gemaak het he. Want nou in sy kop gaan Jesus nie weggaan nie. Jesus gaan nie by hulle bly. Maar dis mos maklik, hy doen alles, ons gaan net saam. En toe sê Jesus, nou ek moet nog hemel toe gaan, wat gaan jy dan maak, Petrus? En dan staan Petrus op en hy preek en 3000 mense kom tot bekering, want hy het iets gesnap. Dieselfde Petrus. Dieselfde Petrus wat gesê het, ek ken hom he. Sy eerste preek, 3000 mense kom tot bekering. Want Petrus het dalk eerstehands ervaar wat dit is om te eet van sy liggaam en te drink van sy bloed. Want ek dink sy skuldgevoel het hom daar neergegooi. Toe hy sy onvermoë en sy menslikheid en sy ongeloof besef. Toe tel die Here hom op. Langs die see met 'n braaivleisvuur. Petrus, het jy my lief? Ja, Here. Ek het. Petrus, het jy my regtig lief? Ja, Here, jy weet alles. Petrus, het jy my lief? Toe bars hy uit in trane. En toe besef hy, eintlik frustreerd hartseer. Die Bybel sê nie vir ons hoekom hy gehuil het nie, maar ons kan agterkom, Christus help hom daar in sy eie hart in te kyk, in sy eie hartsbedoeling te ondersoek, en toe besef hy wat Jesus doen. Want Jesus kom draai die verloning om. Hy het hom 3 keer ontken, en hy het hom nou 3 keer erken. Jesus het nie wonderwerk gedoen nie, die toertjies gedoen nie. Petrus was bereid om te hoor. Hy was bereid vir dit wat nou kom. Want Petrus het die prys gesnap wat vir hom betaal is. Hoekom dien jy die Here? Is jy hier om werklik te groei in daai nabye verhouding, verbondenheid, intieme pad met die Here, die inneem van sy liggaam, die indrink van sy bloed, daai intrek in myself, daai neem totaal beheer oor van my wese, daai nabyheid, daai. Of is jy hier, want dis mos die regte ding om te doen. Bure moet daarom sien, ek gaan so nou en dan kerk toe. Is ek hier, omdat ek besef, ek het nie 'n ander lewens aard nie, 'n ander rede vir bestaan nie, daar is nie 'n ander uitweg nie, of is dit maar net hier, want joh, ek wil hom so nou en dan lekker oes en so aan. Die Here moet dan net vir ons 'n mooi oes weer gee, of die water bietjie weghou uit die lande uit en reën in die Boesmanland gee. Verder sal ek my hier aangaan soos ek wil. Het solank die Here deliver, dan gooi ons die 10des, want dan kry ons mos nou weer ietsie terug, of as ons regtig in 'n soeke en 'n begeerte om in 'n intieme verhouding met die Here God te leef.
Selfs al klink dit hoe skleros. Om te sê, ek in myself sterf en laat jy deur my leef, Here. Here, ek is nou jou kind, hoekom loop dinge verkeerd? Of, Here, ek is nou jou kind, hoekom gebeur slegte goed? Weet jy? Die Bybel sê, nêrens is 'n sleg gevrywaar. Maar sien, is omdat ons in die dienste ding is, dan moet gedeliver word. Wie julle het so geleef, die fariseërs? Hy fariseer, Jesus vertel 'n verhaal van die fariseer en die tollenaar wat bid. Die fariseer sê, Here, ek is so bly, ek is nie so sleg soos hierdie tollenaar. Ek vas 3 keer 'n dag, ek bring my gawes en al hierdie dinge. Wat doen die fariseer? Sien, die fariseërs het geglo, dat hoe meer goeie goed jy doen, hoe meer in die skuld raak die Here by jou. So as jou lysie van oulik wees nou hoog genoeg is, dan kwalifiseer jy nou vir gunste en gawes van die Here af. Die tollenaar kyk eers op na die tempelbergie, hy slaan maar net so teen sy bors en hy sê, ai Here, wees maar my sondaar genadig. Want die tollenaar het niks om te gee nie. En dan sê die Bybel, wie se gebed is verhoor. Sê die Here Jesus, wie se gebed is aangeneem. Voordat ons die besef, ons is maar soekende tollenaars voor die Here nie, gaan ons hierdie goed ook nie verstaan nie. Want hierdie vra dat ek moet weg. Dit vra dat ek uit die prentjie moet uit. Want dan gaan dit nie maar oor wat God vir my kan doen of moet doen. Hy het mos eintlik klaar gedoen, né? Ons het dit nou die dag gevier, daai Paasfees, toe het hy ons eintlik klaar gedoen. Wat meer is dit het ons nodig? Hoekom aanbid jy die Here? Hoekom sê jy is 'n kind van God? Wat is jou hartsmotief? Want dis die motief om jou gaan jy ook iewers besef dat hy nou vra te veel, ek gaan maar los. Nou vat hy dit dan te ver. As jy vir Petrus vra, hoe ver het die Here dit met jou gevat, dan is hy onderste bo gekruisig. Paulus is met klippe gegooi, swepe geslaan, vir dood gelos. Stefanus met klippe doodgegooi. Johannes in 'n pot olie gekook, toe op Patmos neergelê. Filippus se dogters voor hom doodgemaak, daarna hy doodgemaak. Is nogal baie gevra, nee. Maar as Christus vir jou alles is, dan maak niks anders meer saak. So wanneer ons doop, dan doop ons, want dis al wat ons vir ons kinders droom. Wanneer ons nagmaal vier, dan eet ons en ons drink met oorgawe, want ons weet, was dit nie hiervoor nie, was ek niks. Was ek verlore. Dan raak dit wat God vra of sê, nie banaliteit nie, maar lewensrigting. Dan raak dit nie dis nou te ver wat hy vra nie, dan raak dit lewensplan, lewensgerigtheid. Moenie dat jy geweeg word en jou geloof oppervlakkig bevind word. Amen.
Daar's geleentheid vir stilte, waarna ek vir ons sal afsluit met 'n gebed. Here, mag ons nooit op 'n punt kom om te sê wat U nou vra is te ver nie. Maar mag ons eerder verwonderd staan in U droom en U plan vir ons lewe. Geef vir ons oop ore en 'n bereidwillige hart om te waag om U te volg. Geef ons die geloofsvertroue, Here, om aan U vas te hou. En stel U ons in staat, Here, om daar waar ons woon en werk 'n lewende verskil vir U in hierdie lewe te maak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Daar's nou geleentheid om die Here te dien met die liefdesgawes.